wat die Gees op haar hart gelê het vir ons. Is die boek in die Bybel, wat gaan jy sukkel 'n bietjie om te konsentreer en jy struggle. Dan blaai jy en jy begin Hebreërs lees. Daar is 'n awesome boodskap wat uit Hebreërs uit kan kom. En ons gaan lees vanaf vers 1 af. Hou moed. Julle, hou moed. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle wat die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworp wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen word. Daarom rig die slap hande en verlamde knieë weer op en maak reguit paaie wat julle voete sodat julle krepeel is nie uit lid uitraak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waaroor niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van die bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoeëerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy geboortereg verkoop het. Net tot sover. Dit is vir my 'n voorreg. Ek wil almal welkom weet. Almal. Want hierdie boodskap is net die manifestasie wat ons vanoggend gedoen het. Die begin om weer van vooraf te begin. Amen. Ons almal het struggles. As daar een persoon is wat sê, ek sukkel nie, ek gaan nie deur moeilike tye nie, daar's niemand wat nou kan sê, dis oukei met my. Want iewers as jy 'n bietjie ondersoek doen, gaan jy ietsie kry, en die Here gaan jou wys, en maak reg. Hierdie woord sê vir ons, dat ons, daar's verskillende maniere. Nou, die atleet, Jesus vergelyk die atleet met ons. Ons is die atleet op die wenloop, op daai pad wat ons
ons moet loop. Almal van ons moet daai pad loop. Ons almal het 'n reis wat ons moet klaarmaak. Maar weet julle wat? As jy gaan na Hebreërs 11 toe, elke persoon in die verlede uit hierdie boek uit het gesukkel wat ons mee sukkel. En wanneer daai mense daar op daai paviljoene sit en hulle cheer jou, dan kan jy nie agterkom nie. Jy voel dit, hoe lig daai cheer jou op. Elke persoon wat sê, you can do it. Daai woorde, laat jou sommer net weer nuwe moed skep. Ons is almal op daai wedloop. En ons is daar, op pad na die eindstryd toe. En weet julle wat? Jesus wag vir ons by die wenpaal. En hy self, hy cheer ons, want hy sê, daar's die voorbeeld. Julle moet wees soos wat ek is. My voorbeeld vir julle. En julle kan 'n aantekening maak tussen Johannes 13 vers 15, waar Jesus sê, ek is julle voorbeeld. As ek dit kan doen, kan julle dit doen. En ek weet, ons is hierdeur almal struggles. Ek kan vir julle sê, hierdie week was vol struggles, challenges. Ek gaan vir jou sê, die vyand het my getest drive, hy het my moeg probeer maak, want hy het geweet, daar's 'n woord wat moet uitgaan vanoggend, en hy het my so geblok, dat ek nie kon drink en fokus nie. En ek blaai deur die woord, Here, ek soek 'n woord van U af. En ek besef net, hier binnekant is ek die een wat die keuse moet maak. Want ek is op daai wedloop, en ek is hier, en ek het daai mense wat op daai paviljoene sit, en hulle cheer my, en ek sien die eindstryd, en ek sien, daar's Jesus, hy wag vir my, en ek skep nuwe moed. En weet julle, alles wat so verkeerd geloop het, lyk net stil oor. Ewen mense wat vir my sê, jy het so stil geraak. Wat is fout? Is alles oké? Maar hulle ken nie my struggles waardeur ek gegaan het nie, want ek gaan nie vir almal vertel nie, want dan is die getuienis nie soveel groter soos wat niemand weet, en daar kom 'n getuienis deur. Amen. En ons elkeen gaan deur daai baie wat jou moeg maak. Daar's klippe op jou pad, daar's rotse, daar's berge, daar's soveel dinge in ons lewe wat die vyand gebruik om ons te blok, om te keer dat ons daardie eindstreep sien. En daarom wil ek vir julle vandag bemoedig. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Onthou, jy wat sleg gesê word, dit is nogal, jy weet, 'n ou kry partykeer daai woorde wat, jy weet, hy dolk slaan so hard in 'n ou se hart. En dan besef jy, ek gaan nou iets sê, en dan maak jy jou kalm. Dan gaan hy sê, wees stil, en weet, ek is jou God. Want onthou, hy veg vir ons. So hoe kan jy nog slap lê en wonder? En wanneer jy die tugtiging van die Here ervaar, glo my, dit is nie lekker nie. Ons as ouers het almal kinders gehad. As jy nie kinders het nie, jy nou klein kinders. Almal van ons moet ons kinders leer. Partykeer praat jy, partykeer moet jy raps om daai ore oop te maak. Dit is presies wat met ons gebeur. Die Here is nie besig om ons seer te maak of ons te pynig nie. Hy's besig om ons deur 'n proses te vat waarin ons besig is om te groei tot geestelike volwassenes. En daarom moet ons so dankbaar wees dat ons dit ervaar in ons lewe en dat dit seer maak. Want onthou, Jesus het dieselfde dinge deurgegaan. Hy's verneder, hy's verag, hy's geslaan, hy's gevloek en geskel. En weet jy, hy het dit nog steeds gedoen sonder om 'n woord te sê. En dis hoekom Jesus kan sê, ek is julle voorbeeld. En as ons sy voorbeeld volg, dan kan jy nie verkeerd gaan nie. En as jy hierdie wedloop het wat voor jou is, en jy besef dat jy het 'n wedloop wat volëindig moet word, en dan mense wat jou cheer, en jy sien Jesus, en hy wag vir jou, en hy waai vir jou, hoe kan jy nie anderster as om net spoed te kry en weer te hardloop nie? Siekte maak jou moeg. Siekte hou jou terug. Daar's soveel kere hierdie week wat ek ervaar het, wat ek met mense gepraat het, wat hulle vir my sê, bid vir my. Ek voel nie lekker nie. My bors is besig om
Here nee, ek kan nie nou hoes en daarvoor gaan staan nie, want U is daar om my te genees, om my te herstel, sodat die woord kan uitgaan wat moet uitgaan. En ek is vanmôre dankbaar. En ek sê vir hom, Here, U is goed. Weet jy, daar is daai liedjie van The Goodness of God. Dit is so uit my hart uit wat ek dit kan sing, want as dit nie vir hom is nie, as dit nie vir sy genade is en sy liefde wat my optel wanneer ek voel ek gaan nou val nie, dan gaan ek dit nie maak nie. En as jy voel jy het reeds teruggeval, kom, daar's mense wat jou cheer. En dit is nie die minste nie. Daar's Jesus wat jou aanhou en sê, kom, jy kan dit doen. Moenie dat daai klein probleempie wat jy ervaar vir jou nog verder gate in jou pad maak nie, maar oorkom dit, want ek is daar, ek is by jou, ek help jou, ek dra jou. Waar jy daai voetspore sien en daar's net een. God het jou nie verlaat nie, hy is besig om jou te dra. En dit is so amazing, wanneer ons kan kyk hoe ons aangeval word. Hoe die kerk aangeval word deur mense wat sommer net, weet jy, kerk bestaan nie meer vir hulle nie. Daar's nie meer 'n eenheid nie. Dis lekkerder om te beklein, mekaar te kan skel, want dis hoe jy jou eie gevoelens in beheer wil hou. Maar ek gaan nou vir julle sê, die verrassing is dat dit nie by jou is nie. Jou hart moet opreg en gereed wees. En dan sal die Here kom en hy gaan jou voed en hy gaan vir jou gee elke tool wat jy nodig het om op hierdie wedloop te kan hardloop en te kan volëindig. En as jy nou vandag vir my sê, ja maar, jy ken nie my finansies nie, ek het goed wat moet betaal word, jy kan nie verstaan nie, allermins is ek die een wat kan verstaan, allermins is ek die ene wat daar sit en saam my hand opsteek, sê, Here, U moet voorsien, daar is soveel dinge, ek gaan nou nie eens daar uitbrei nie, want as jy dit spreek, dan het jy dit gespreek in hierdie helm in. So jy gaan dit nie sê nie, want die vyand is besig om te luister wat jy sê en wat jy spreek. En dit wat jy spreek gaan gebeur. Hoor wat ek vir julle sê vandag. Jy dink dit nie. En jy dink maar ag, ek is nou maar net, moenie worry nie. Ek sê dit net gou-gou. Daai woord wat jy gespreek het, is die woord wat die vyand in aksie sit. Of hy kan Jesus in aksie sit. So ons moet 'n keuse maak vandag. Ons is op hierdie wedloop. En alles kom. Hoor jy, die vyand gaan vir jou moker van 'n kant af. En hy gaan vir jou klippe gooi. En hy gaan keer, want ons het 'n eindstryd wat voor ons is. En daarom, ek het iets so spesiaal vanoggend wat iemand met my gedeel het. En ek dink, toe weet jy, asof ek nou nie geweet het nie, daardie persoon is besig om my kripnotes te lees. Want dit is so bevestigend op wat ek hier voorberei het vandag, wat van die troon afkom, dat die troon so awesome is, om vir my as 'n instrument te kan gebruik. En ek is hier, om vir julle te bemoedig, nie om julle af te bring nie. Ja, die Here tigtig jou, hoekom doen hy dit? Want jy het 'n bietjie van die pad afgeraak. Ek sê nie, jy het in sonde verval en heeltemal teruggeval nie, want ons almal doen dinge verkeerd, ons almal praat verkeerd, ons almal dink verkeerd, ons almal sê goed wat ons soms nie bedoel het nie. En dit is hoekom ons moet ons denke in orde kry. Ons moet ons denke in ons hart, want hoor wat ek vir julle sê. Jou denke is hier, ek het dit baie keer gesê, maar 30 centimeter van jou denke af, lê jou hart. Het julle gewonder hoekom dit so naby is? Want onthou die Here het ons geskape. Dit alles wat jy dink, gaan hart toe. Dit word gestoor. En van die hart af, gaan dit na die brein toe, want dit moet nou by die mond uit. So wat doen jy? Jy's besig om van die pad af te raak met jou denke. Want dis waar dit begin. Begin positief. Elke negatief wat jy hoor, sit dit om in positief. Dis maklik. Dit raak 'n tweede natuur by jou. En as jy niks het om te sê nie, dis 'n antwoord van die Here sê, jy moet ook stil wees. Nou is daar 4 dinge. Ek wil graag vir julle sê, op hierdie tigtiging, kom sien nou, dis nie dat die Here jou gaan straf en jy gaan by lê, want hoor wat ek sê, hoor, dis om jou net 'n bietjie terug te
sodat jy in sy wil kan begin beweeg. Want onthou, ons gaan almal so 'n bietjie van die pad af. Daar's so 'n bietjie dinge wat jy deur hierdie week mee gestruggel het, wat jy gedink het, nee Here, ek kan nie meer nie. Jy weet, die woord sê, ek sal nooit bo my kragte versoek word nie, maar hierdie is die einde, Here, dit is nou so, ek kan nie meer nie. Maar hoekom sal ons nou so negatief dink, waar ons nou gaan begin positief sê, Here, maar U is daar, U is in die storm, en daai storm het saam met my deurgegaan, en die stil water lê voor my. Nou ons reageer op die tigtiging van God. Kan ons nou sê, jy kan jou onderwerp daaraan? Met ander woorde, jy kan dit aanvaar en jy weet, dis tigtiging. Soos wat jou ma en jou pa jou geslaan het, ek kan nou eerlik sê, ek het nie baie pakslae gehad. Ek dink van my pa af kan ek dit op my een hand tel. En dit is amazing, want hoekom? Ek was altyd in my kamer besig met een of ander ietsie. Of ek het skool gehou vir my poppe, of ek het gespeel, of ek was in my boeke, ek is 'n boekwurm. Ek het storieboeke gelees en ek is mal oor skryf. En ek het altyd geskryf. My sussie en my boetie kon nie daar by my uitkom nie, want my deur was toe. En hulle mag hom nie oopgemaak het nie. Want dan het hulle geweet wie sit aan die agterkant van die deur. So ek was nie baie stout nie. So ek het nie baie pakslae gehad nie. So ek was bevoorreg, actually. Maar ek het geweet, as my pa sê dit is nou klaar, dan het ek geweet, zip het nie. Want as jy nog een woord gee, is jy een tree nader aan daardie pak slaag, wat vir jou so seer maak. Nie oor die pak slaag nie, maar dis hier, dis eina. En ons het almal eina, deur daardie tigtiging. Maar dan kom my pa, dan sê hy vir my na rukkie, weet jy hoekom het ek jou pak slaag gegee? Ja, ek is net te hartseer, ek kan nie daaroor praat nie. Hy sê, my pa is lief vir jou. En dit is presies wat God met ons doen. Pa is lief vir jou, en dit is hoekom hy ons tigtig. Nommer 2, of ons kan nou lei selfbejammering. Julle, selfbejammering. Daar is soveel mense met wie ek deel, wat lei aan selfbeheersing. Ag nee, julle verstaan nie my storie nie, julle stap nie my pad nie, julle kan nie weet hoe ek voel nie. Nee, dis my einde. Klink dit vir julle bekend? Daar's iemand wat hiermee kan relate. Ek is moeg. Ag nee, ek is moeg, ek kan nie meer nie. En dan sit jy daar en jy kry jouself so jammer nie. Nou dit is 'n toestand waarin jy kan verval. Kyk. Nou, die derde ene. Jy's kwaad vir God. Dit gebeur baie. Ek dink daar op 'n stadium kan jy sê, hoekom God? Hoekom moet ek dit deurmaak? Here, maar U kan nie my hierdie dinge laat deurmaak nie. Here, hoekom word ek so sleg gesê? Hoekom word ek so vieslik behandel? Here, nee, Here, as dit van U afgehang het, sou dit gebeur het nie. Dan kom sy woord saggies na jou toe. Ek is besig met die tigtiging. En ek moet luister. Want as Jesus aan die kruis gesterf het en hy het daar gehang vir my, het hy niks gesê nie. So ek kry die les. Raak stil en weet, ek is jou God. Nou, die laaste ene. Jy kan dit aanvaar. Nee? Aanvaar jou pak slaag wat jy kry. Want weet jy wat, dit is besig om van jou 'n ander persoon te maak. Nie 'n vieslike mens nie, maar daardie ene wat in die wil van God begin beweeg. En wanneer hy jou weer terugkry op daai paadjie, dan lig jy jou hande op uit dankbaarheid. You have made it. En dit is awesome. Maak nie saak waar deur jy gaan nie, of dit 'n berg is en dit 'n klein ou klippietjie in jou pad is. Dis dinge wat op ons pad kom, ons moet daar deur. Ons kan dit nie sonder geloof doen nie. Want die Here is getrou. En as ons hom glo, want dis baie waar geloof uitkom, nie? Die feit dat jy God vertrou en dat jy hom glo wat in sy woord beloof word. En wanneer ons daardie twee faktore bymekaar sit en jy aanvaar jou pak slaag, Here, eindig maar dit seer, maar weet jy Here, ek het U nog meer lief. Ek het jou nog meer lief as gister.
nie, Here, dan het ek dit nie gemaak nie. Was ek moedeloos. Dan het ek daar gelê soos daai mense wat niks het om voor te lewe nie. Dan is daar mense, jy weet ek het soveel negatiewe dinge. Daar's so baie mense wat ek ken wat in hospitale is, né? Dis verskriklik. Maar die feit is dat daai persoon daar lê nie omdat hulle getuigtig word om daar te lê nie, verstaan dit. Daar's 'n proses van tugtiging wat ons baie mooi moet verstaan. Jy kry jou pak slaag omdat jy op 'n verkeerde paadjie afgedwaal het. Jy het net links of net regs gegaan. Dit bring jou terug op daai paadjie. En dan kom hierdie mense met hulle negatiewe handelings, negatiewe aksies. Dan dink ek, Here, die familie is besig om mekaar nou te skel en uit mekaar uit te ruk, maar Here, U is die God van liefde en U sal vir my sê wat ek moet skryf daar. En weet jy, dan hoor ek nou hierdie tannie te oproep gekry, daai tannie te en toe hulle saam begin staan. Dis my tannie wat omtrent 3 maande in ICU was. Toe sy teruggeplaas na die saal toe. Nou wil dit nou vir jou sê, wanneer mense saam staan as 'n eenheid, nie omdat daar die persoon getuigtig word nie, maar onthou nie, eenheid is die een ding wat die vyand weet, as hy vir jou kan kry om daai tweedrag te saai en daardie dinge te doen. As ek gehoorsaam was aan alles wat ek moes hoor, dan was my ore asblikke en my hart vol gemors. Dan het ek gepraat en ek het begin kla oor my familie en ek het begin dinge sê wat ek nie moes gesê het nie en weet julle, dit is so amazing. Toe ek nou die boodskap kry wat sê, my tannie is na die saal toe. Julle, dis iets om die Here oor te loof en te prys, want as hy dit vir haar doen, kan hy dit vir almal doen. As hy elke persoon wat 'n bietjie pak slaag gekry het, terug kan kry op die pad, en ons kan saam daardie wedloop hardloop, en nie kyk wie eerste daar is nie, as die boetie op die sussie 'n bietjie uitsak, gee net daai 1 of 2 triekies terug, en vat daai hand, tel daai hand op, en sê, kom, want dit is nie so bad nie, ag kom, weet jy wat nie, as jy moedeloos is, of jy gaan dit dinge, stuur my 'n WhatsApp. Ek gaan vir julle so gou 'n positiewe aksie kry hier, hoor. Want ek gaan vir jou sê, ek weet wat die negatiewe aan 'n mens doen. Dit maak jou siek. Jy begin verkoue kry en jou neus loop en dit is nie oor negativiteit nie, maar ek meen dis nie getuigtig word as jy siek word nie. Ons moet kyk na die tugtiging van die vyande se aanval. Want onthou, daar's twee, jy kan nie al twee doen nie. Jy kan of God dien of jy kan die vyand bly maak. En jy maak hom bly deur negatief te praat. Ek gaan vir jou sê. Jy maak hom bly deur negatief te reageer op negatiewe dinge wat jy hoor. Maar kom as ek vir jou sê, maak jou negatiewe dinge positief. Reageer positief. Want weet julle wat, daai pad is hard, maar hy's lekker. Want as jy deur daai storm gekom het en jy kyk terug, Here, U was so getrou. Ek kon nie nou deur gaan dat U my hand kom vat het nie. So kom ons kan mekaar se hande vat. As julle nie my hand wil vat, gaan ek julle in elk geval gryp. Gaan vir julle sê, kom net. You can do it. Want onthou, ons is die toeskouer wat daai een persoon wat 'n bietjie terugsak, wat bietjie moeg raak, weer op te kan tel. Daai een woord, daai een boodskap, of net daai een oproep nie. Weet julle hoeveel harte kan dit bly maak? Weet jy hoe voel dit as niemand aan jou dink nie? Ag, dis so awesome. As niemand aan jou dink nie, want dan lyk ek self bejammering, want niemand is vir my lief nie, en niemand gee om vir my nie. En al sulke goeders, en ek het hierdie awesome week wat voor my lê. Here, die vyand van my. Daar is nie so iets nie. Want ek het vinnig, na hierdie week wat verby is, het ek besef, maar ek was eintlik verkeerd. Ek het teruggesak. Ek het amper begin negatief raak. En ek het gedink, maar hoekom, Here? Ek doen my beste, vir my voel dit, ek doen my beste. Maar dit is net nie goed genoeg nie. Nou, waar moet 'n mens nou kom om jou heel beste te gee? Daar waar jy amper dood neerslaan. Nee, voor daai aksie kom, gaan die Here jou optel. Hy gaan jou optel. Want die wat homself verneder sal verhoog word. En onthou dit julle. Dis nie ek is so oulik nie. Vergeet dit.
As jy daai, ek wil sê, ek is so lief vir U, Here. Here, U is my hand en my sterkte, en in U vind ek my krag. En as ek dit kan doen, kan elkeen van julle dit doen. Dis 'n resep wat 'n mens nie, jy kry dit nie verkoop nie. Jy kan dit nie koop nie. Dis iets wat kom vanuit die troon uit, direk na ons toe. En hoe amazing is dit nie? Want ons sit hier met klomp waarhede nie. Jy moet net vir die Here sê, wys my. En baie kere kom jy in 'n situasie wat jy voel, ek wil net meer wysheid hê. Weet julle wat? Daar in die woord, dink is 1 Petrus 1 vers 5 tot 8. Jakobus, as jy wysheid nodig het, vra dit net van my. Here, ek vra asseblief U wysheid, want hierdie situasie begin vir my ore aansit. En sonder om enigiets te sê, enige iemand te benadeel, enige iemand wat dat sleg voel, kry jy jou wysheid van bo af. En dit wat jy wou beplan om te sê, gebeur nie, want jy het wysheid gekry. Nou kan ek vir julle sê, wanneer jy al hierdie goeders van die tigtiging sien, en jy ervaar dit in jou lewe, en jy is dankbaar, en jy aanvaar dit, dan kan jy weet, en jy het wysheid, gaan niks vir jou moeilik wees. Dan kan ons almal hier sit, en ons almal kan met 'n lied in ons harte sit, en ons kan die Here loof vir wie hy is. Nie vir wat hy doen nie, maar vir wie hy is, want hy is die God van liefde. En ons kan dit nie vergeet nie. Jy staan op in die oggend, jy sê dankie Here, dis 'n awesome dag. Ek het soveel kere met die Here gepraat hierdie week, dat ek sê, niemand weet nie. Dan word ek wakker, en ek weet die Here maak my wakker. En dan begin ek dink aan al hierdie persone, en ek begin bid vir daai persone. En wanneer ek daardie persone beklaar bedien het, en ek het klaar vir hulle gebid, dan sê ek moeg dan slaap. So hoekom? Want dis wat die Here wil hê ek moet doen. Hy wil hê ek moet vir elke, en as julle nou wil weet, wie se name kom so op nie, dis okay. Julle mag wonder. Maar ek wil vir julle sê, FJHL staan bo. Amen. Want ek weet, as ons nie vir ons gemeente bid en vir ons leierskap en die bestuur en vir elke gemeentelid nie, dan bid jy vir my. Bid jy in jou hande vir my. As jy vir my bid, omwille, dan sal ek dit in my hart voel. Want weet jy wat, omwille, ek weet as iemand vir my gebid het, want ek kan dit voel. Amen. En dan voel jy goed, want iemand het vir my gebid. En dis amazing om so te voel, want jy weet dit nie, want jy hoef nie te weet wie bid vir jou en wie nie. Die Here weet, want hy maak daai persoon wakker en sê, hoorie, bid vir daai persoon. Daai persoon gaan deur struggles. Daardie persoon is 'n huwelik is op die rotse, maar Here, U kan dit doen. U weet, Here, U kan alles doen. En wat jy net wonder oor, is amazing, want dit is nie God. Hy sit daar en hy weet van alles wat met ons aangaan. Ek het hierdie week weer vir iemand gesê, gaan lees Psalm 105 vers 15. Julle, wanneer jy daai jou lese maak, nee, en jy hardloop en jy voel jy's moeg en jy sing, Here, en ek wil dit 'n liedjie maak. Iemand moet my help, ons moet daai vers 'n liedjie maak. Want die Here sê, moenie my gesalfdes aanraak nie. En dan hardloop jy, want Here, hierdie wedstryd is myne. Ek is bereid om te hardloop, ek aanvaar hom, want ek weet U oë is op my. Maar U oë is ook op die onregverdiges, wat my wil terughou, om te keer dat ek by die wenpaal uitkom. En dit is wat ons moet dink. As ons hierdie goed in plek het, en ons stap in sy wil, want daar's net een wil, nie ons wil nie. As dit ons wil is, gaan ons dit gaan 'n flop wees. Want jy gaan jou oë oopmaak in my wil, dan gaan dinge verkeerd loop. En dan wonder jy nou maar, Here, hoe kan jy hierdie goed op my pad bring? Maar jy besluit vanoggend, dis my wil. Dis hoe ek voel. Dis wat ek wil sê. Dis wat ek wil doen. Julle, en daai ek, nee, ek luister na 'n persoon,
elke tweede, derde woord is ek doen dit. Ek. En dink ek, Here, dis eintlik U wat dit doen. Here, dis U wat hom tig hulle, Here, tig hulle, sodat hulle in die wil kan begin beweeg, want hulle weet dit nie, maar hulle is besig om af te dwaal, en dan kom die Here en sê vir hulle, lees daar die woord oor die tigtiging van my, en dan skrik hulle wakker, dan gaan hulle nie meer ek nie, dan gaan hulle sê, Here, dis U wat dit doen, dis U wil, Here, nie my wil nie, want onthou, ons het ook 'n eie willetjie en eie ekke, baie van ons, nee, ek is reg, kyk, regtig. Ek het nog nooit daai houding gehad nie, ek sal maar eerder net niks sê nie. Ek los die ekke vir die ander mense. Maar vanmôre wil ek die eie ekke bestraf. Want niks wat ons doen, is uit onsself. Ons kry daai tigtiging, en ons kan dit vat, want ons het 40 keuse gemaak. Jy het aanvaar, en jy gaan hy pad stap. En dit is so amazing, hoe die Here is, en ons moet net die reguit pad loop, julle. Die reguit pad, daai pad wat die Here se wil is al wat ons moet doen. Nou sit jy vanoggend en jy wonder, daar's iemand wat sit, en ek sien die probleme is baie erg. En ek weet, Here, raak daai persoon aan. Ek weet daar's iemand wat luister, wat kyk, Here, wat hierdie woord nodig het. Dis vir jou. Jy's op hierdie wedloop, maar jy weet jy's op die verkeerde pad gewees. Die Here is terug. Hy's hier om jou op die regte baan te bring, sodat jy jou wedloop kan voltooi. Want die eindpunt is Jesus. Jy gaan dit nie maak as jy reageer en sê en doen wat jy nou doen nie. Dis jou woord vir vandag. En die Here is getrou. Hy is so getrou. En ons kan maar net hier sit en sê, Here, dankie. Dankie, want U is daar. En U tel ons op. U dra ons. En as een van julle moeg voel, as jy moeg is en jy voel, nee, ek het 'n min slaap gekry. Weet julle wat? Die vyand hou nie van ons moet bid nie. Jy rol rond. Ek is nie een van daai ouens wat rondrol nie, hè? As ek slaap ek. Hy weet. Hy moet vinnig bid en nag sê, want as ek daai kussing vat, dan is ek dit baie. Maar dan kom die Here en sê, jy het nou genoeg geslaap, dis nou ons tyd. En dan begin ons gesels, en dan begin die Here vir my goed wys. En vanoggend, toe die Here my 6 uur, toe ek op en ek vat die Bybel, nou ek sê, dis nou hierdie laaitjie van my, hy, ouma, waar gaan jy? Sê ek, ouma gaan Bybel lees, dan los hy vir my, want anders dan gaan hy hier by my kom sit en net japperie die hele tyd, né? En ek verstaan dit, hy's excited, want omdat ek sy ouma is. Maar hy sit daar en hy, okay, en hy stil vir so 10 minute. Ouma, lees jy nog Bybel? Maar toe bring die Here die woord. Ons moet daai lyne van ons reg kry. Want as ons vandag so mooi skoon gemaak het, en ons het 'n nuwe blaadjie omgeslaan. Ons as FJHL, Ministries and Care Center. En ons is gefokus op die positiewe. En ons doen wat die Here wil hê ons moet doen. En jy weet as jy pak slaag kry, is dit nie die Here wat jou straf omdat jy vieslik is of omdat hy nie lief is vir jou nie. En jy aanvaar dit, dan kan daar mos niks verkeerd gaan. Dan kan ons hierdie wedloop hardloop en ons kan hom klaar hardloop tot op die einde. Want niemand van ons weet wie gaan voor die tyd uitval. En dit is so 'n jammerte. Ek wens baie keer dat die Here kon dit aan my openbaar het. Maar niemand van ons weet wanneer is jou tyd om te gaan. Maar terwyl jy daar is, laat jy hardloop op die hardloopsessie. Want dit is nie so erg nie. Wanneer jy daar kom, en jy kry jou beloning, dan weet jy, dis alles die moeite werd. Voel jy moeg, as jy moeg voel, en jy kan opstaan, en jy kan relate met goed wat ek genoem het, staan op. Ons is nie skaam vir die Here nie, dan staan ons op ons voete, en ons begin die Here dankie sê, vir al daardie goed wat so verkeerd geloop het. Dankie Here, want daar was 'n les wat ek moes leer, uit dit wat verkeerd geloop het. En ons het die les geleer, ons almal het 'n nuwe blaadjie voor ons, wat jy daarmee gaan doen is 'n keuse, né? Dis God se wil, nie jou wil nie. Reg. Gaan ons staan. As
As jy voel jy het gebed nodig, kom vorentoe, dis warm hier. Glo my, dis warm. Jy kan hier voorkom staan, of ons kan mekaar toe gaan, bedien mekaar. Want onthou, die Here sê, ons moet mekaar se laste dra. So hoe gaan jy mekaar se laste dra as die Here nie met jou praat of vir jou sê, daardie tannie is 'n bietjie moeg nie. En daardie tannie wil net nie meer bak nie, maar sy moet. Sy wil nie meer naaldwerk doen nie, maar sy wil dit doen. Want dis vir die Here wat sy dit doen. Dis nie vir die mense nie. Tannie, dis vir die Here. Maak nie saak wat ons doen nie. Dis vir die Here wat ons dit doen. As ons sing, sing ons vir die Here. As ons huil, dan huil ons omdat die Here so gemeenskap het met jou het, dat hy jou hart seer maak. Dan mag jy huil. Of jy kan lag. Elkeen wat gebed nodig het, Here, U sien hulle harte. Vader is die vader van Isak, Abraham en Jakob. Maar is ook ons God. U is ons Vader vanmôre, Here. En nadat ons U skoon gemaak het, Here, ons was gehoorsaam aan U woord. Dankie, Here, dat U vanaand gebruik het as 'n instrument, sodat ons kan weet waar ons gefouteer het, Here, dat ons die straf gevat het, Here, dat ons nou van vooraf saam met U hierdie wedloop gaan hardloop, Here. Hulle wat moeg is vanmôre, Here, gee hulle daai krag, daai bonatuurlike aanraking, Here, dat hulle nou sal besef, dit was 'n manifestasie wat in hulle harte plaasgevind het, en dat hulle opvloei en sal die Here se naam groot maak, want U kan dit alleen doen, Here. Hulle wat moeg geraak het, Here, maak hulle weer lus vir die lewe. Gee hulle daardie joy terug, Here. So baie mense wat hulle joy verloor het, Here, as gevolg van omstandighede en dinge wat met hulle gebeur het, Here. Ek bid vanmôre joy op hierdie FJHL gemeente af, in die kragtige naam van Jesus. Elke persoon wat voel, hy kan nie meer nie, Here, tel hulle op, dra hulle, Here, bring hulle terug op die pad. Dankie, Here, vir dit wat U vir ons doen. Here, dit wat U vir ons lewe doen, dat U vir ons kosbaar in U oë vind. Dankie daarvoor. Dankie, Here. Want ek weet, Here, toe Maria vir Jesus gedra het haar man, hy 2 gesigte gesien. Hy het dan 'n tragiese gesig gesien, 'n hartseer gesig. En as hy weer kyk, dan was dit 'n bly gesig. En hy het na haar toe gegaan en vir Maria gevra, "Hoekom sien ek 2 gesigte?" En sy het hom geantwoord, "Want daar's mense wat lag en wat bly is, en daar's mense wat huil en wat swaar kry." Dankie, Here, dat ons fokus nou net op die joy gaan sit. Dankie, Here, dat ons vandag 'n keuse maak en U naam sal groot maak vir elke getuienis wat U gaan uitkom, vir alles wat U vir ons doen as 'n gemeente en ook individueel, Here, wil ek U vanmôre net dankie sê. Dankie, my Vader. Dankie, Here. Ons maak U naam groot. Amen. En ek sê amen. 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 Ons sê baie dankie aan die woord. Dankie vir elkeen wat saam getrek het, saam gebid het, saam gesing het, saam hande geklap het, te luister. Ek bless en seën julle vir die week wat voorlê. Mag die Here se guns op julle rus en dit wat julle aanraak voorspoed sal hê. Maar soveel te meer dat sy naam geëer sal word deur getuienisse van dit wat hy gedoen het vir ons. Amen. Amen. Ek gaan 'n paar afkondigings